Ek wil begin, dames en here, deur te sê dat ons ervaar tans wat baie mense beleef as die afsterwe van die post-94 bedeling en die pynlike geboorte van 'n nuwe orde. As dit dan nie in die grondwetlike woorde is wat verander nie, dan is dit baie beslis in die politieke praktyk wat begin verander. Maar hierdie verandering bied terselfdertyd vir ons uitsonderlike geleenthede om betrokke te wees by die grondslag van die nuwe orde wat ontwikkel. Eerder is om te wag dat dit op ons afgedwing word deur revolusionêre magte en roekelose politieke populiste. Nou die dubbele krisis van staatsverval en tweede klas burgerskap noop ons om 'n opwindende en omvattende strategie op die tafel te sit en om dit vinniger uit te voer as wat die omstandighede versleg. Nou die krisis van staatsverval is die beste verwoord deur R.W. Johnson, wat sê dat 'n bevrydingsbeweging soos die ANC nie in staat is om 'n moderne land te regeer nie. Wat tweede klas burgerskap betref, is dit interessant dat selfs iemand soos Helen Zille verlede jaar gesê het, whites fulfill all the criteria for becoming a scapegoat for contemporary South Africa's problems and policy failures, just as the British remained a scapegoat for populist racial nationalism in Zimbabwe 35 years after independence. Nou ons het in die verlede al vir u gesê dat ons beweging se help mekaar 2020 planne te 3-ledige fokus. Uitdagings wat almal in Suid-Afrika raak, soos misdaad, uitdagings wat alle Afrikaans-sprekendes raak, met ander woorde ons taalgemeenskap, soos Afrikaans, en uitdaging wat Afrikaners as 'n kultuurgemeenskap raak, soos dat ons lewens op elke terrein deur sogenaamde African hegemony beheers word weens die 80-9-9-2, 80 swart, 9 bruin, 9 wit, 2 Indiër rasseformule van transformasie. Daarom het ons ook gesê is plan A om die regering demokraties verantwoordelik te hou, om die werk te doen waarvoor hulle verkies, betaal word en ook met ons belastinggeld befonds word, naamlik om die land tot goed en tot voordeel van al sy inwoners te regeer. Daarom glo ons dat mense aan verkiesings moet deelneem, politieke partye moet ondersteun en streef ons ook na goeie verhoudinge met die regering, al huiwer ons nie om waar ons kan of waar dit nodig is sterk standpunt in te neem. Ons plan B is dan verder aanvullend tot plan A, waar ons deur sterk selfhelpinstellings groeiende selfstandigheid nastreef. Nou, ons help mekaar bouplan maak voorsiening vir Afrikaners wat skik vir gewone individuele stemreg, die wat gemeenskapsregte verkies en natuurlik ook die wat streef na selfbeskikking. Laasgenoemde reg is ook in ons grondwet en om hulle reg te ontken is ongrondwetlik. Tony Leon het op Solidariteit se onlangse kongres weer eens bevestig dat die grondwet 'n skikking was en hy het gesê ek haal hom aan. Daar was 2 dele van die skikking. Regte vir die meerderheid, maar ook die allernoodsaaklike beskerming van minderheidsbelange. Sluit die aan. Nou dames en here, in omstandighede waar minderheidsbelange daagliks voor ons oë verkrummel en die skikking verbreek word, is dit nie verstandig om enige grondwetlike deur self toe te maak nie, selfs al is hy net op 'n skreefie oop. Ons benadering van, as ek die oudheidse taal kan gebruik, volkseenheid deur volksveelheid, is om hierdie 3 hoofgroepe se standpunte in te sluit en om daardeur die grootste moontlike mate van eenheid te bewerkstellig. Die tyd is verby dat elkeen moet verwag dat almal met hom moet saamstem. Al wat ons vra is die demokratiese volwassenheid om dit te steun waarmee jy saamstem, maar om dit waarmee jy nie saamstem nie teen te staan nie. Nou dit is so dat die werklikhede, myns insiens van in die land, soos die bevolkingsverspreiding, die politieke magsewewig en ander redes, oornag selfbeskikking in 'n kitsvolkstaat onmoontlik maak. Die rede is dat daar nie 'n Afrikaner Skotland bestaan, vir wie se onafhanklikheid daar net beding, gestem, juridies bereg, selfs geveg of net met 'n besluit in werking gestel kan word nie. Ons uitdaging is immers nie ons tuingetalle nie, maar ons dun verspreiding. Die Romeinse denker Sallust het gesê dat die meeste mense net regverdige heersers wil hê. Min mense begeer vryheid. Tog is daar baie Afrikaners wat voel dat die toekoms so onseker is,
dat dit nie net aan die regering oorgelaat kan word om permanent oor ons te besluit nie, en dat 'n vorm van selfbesluitneming of selfbeskikking ontwikkel moet word. Die vraag is of daar enigstens 'n staatskundige en ekonomies uitvoerbare plan is, waar die grondwetlike ruimte vir selfbesluitneming of selfbeskikking prakties benut kan word. Dit is 'n uiters belangrike vraag, omdat die voorstanders van selfbeskikking na dekades nog nie 'n algemeen aanvaarde uitvoerbare plan vir hulle strewe ontwikkel het nie. Die klem was vir jare op die reg op selfbeskikking in plaas van hoe daardie reg in praktyk omskep kan word. Hierdie feit, die gebrek aan 'n uitvoerbare plan, meer as die regering se teenstand of onderlinge verdeeldheid, is die grootste rede dat daar nog te min vordering na al die jare is. Maar na my mening, as ek dit kan opsom, Orania se nuwe plan dit mag, omdat daar word wetlik voorsiening gemaak, maar dit hang nou af van die ondersteunings daarvan, of dit vinnig genoeg gaan uitgevoer word. Maar die omgewing, dames en here, sê met my saamstem, verander soos 'n handkom omkeer. Selfs diegene wat die sterkste geskree het dat selfbeskikking 'n onhaalbare lugkasteel is, moet nou erken dat die huidige Suid-Afrika 'n onvolwasse sandkasteel geword het. Die nuwe Orania plan vir my die een groot swakpunt van die vorige selfbeskikkingsplanne, die meeste van hulle, naamlik dat die verwesenliking daarvan volledig afhang het van die instemming van die regering. Nou, die politieke doodloopstraat van 'n onvolhoubare bedeling sonder 'n uitvoerbare alternatief het verlammend op baie mense ingewerk wat net nie meer 'n toekoms sien nie en al hoe meer inwaarts of uitwaarts immigreer. Natuurlik kan daar baie klagtes of baie besware ingebring word teen die voorstelle wat vandag hier op die tafel gesit gaan word, maar dit help nie om aan die een kant die een opsie wat genoem word kritiek op te lewer, maar daar is nie 'n ander werkbare alternatief nie. Al hoe meer mense verloor vertroue en wil immigreer. My eie energie, dames en here, word nou al te lank getap deur wat ek wil noem institusionele sterwingsbegeleiding van talle instellings, soos voormalige Afrikaanse universiteite, colleges, maatskappye, dorpe en ander organisasies. Ek sien veel eerder kans vir kulturele kinders grootmaak, nuwe instellings wat 'n mens oprig, as wat 'n mens net die oues se sterwingsbegeleiding dan doen. Natuurlik, die kinders grootmaak is ook nie maklik nie, veral in tienertye, maar jy verstaan wat ek bedoel. So daar's vir 'n lang tyd wat daar by myself regtig gesoeke was, en ek dink by baie van u, na die moontlikheid van 'n uitvoerbare plan. Want daar het vir my toe persoonlike lig opgegaan, wel eintlik 3 ligte om die waarheid te sê. Die eerste was toe Prof Dion Gelnys, swaargewig politieke wetenskaplike van die Universiteit van Johannesburg, my aan die denke oor vrystede, oftewel chartered cities, van Paul Romer bekendgestel het. Romer se idee, soos jy vanmôre gesien het, is eintlik op ekonomie gerig, maar kan maklik aangepas word om ekonomies, kultureel en polities waarde toe te voeg. Die tweede lig was die Orania-beweging se besluit om hulle self eerstens op die meer haalbare model van die uitbou van dorp tot 'n stad gaan toespits. En die derde lig was uiteraard dat AfriForum en ons beweging se ander instellings op goeie regering ook na Orania uitgebrei kan word. En die rede daarvoor is selfstandigheid nie van bo af gegee kan word nie, kan dit mos van onder af gebou word. Nou, ons plan maak reeds voorsiening vir die bevordering van groter munisipale selfstandigheid, en AfriForum en ons ander instellings is al in meer as 100 dorpe met projekte betrokke. Daar is geen rede om hierdie projekte nie ook te kan uitbrei na Orania toe nie. Die doel van ons planne met plaaslike regering is om munisipale verval teen te werk, dienste te verbeter en groter selfstandigheid te bevorder om die inwoners afhanklikheid van verswakkende dienste te verminder. So kan ons ook Orania help bystaan om 'n mededingende alternatief vir talle van die verswakkende dorpe te word. In die praktyk is dit meer haalbaar, omdat hoewel die dorp klein is dit nie deur die ANC regeer nie, en ons hoef nie vir alles van hulle toestemming te vra nie. Die ander voordeel is dat daar feitelik geen ruimte dat daar ruimte vir feitelik onbeperkte groei bestaan, en dat die plafon vir die vlak van selfstandigheid baie hoog is, omdat daar nie reeds sterk staatsstrukture in die omgewing bestaan nie. Dit hang net af van hoeveel en hoe groot en hoe vinnig die ondersteuners van die projek dit ondersteun. Orania se strategie is dus steeds baie moeilik, maar wel moontlik. Daar hoef nie vooraf om goedkeuring gevra te word nie, maar eerder na die tyd
om erkenning van wat reeds in die praktyk bereik is. En jy sal onthou dat Prof. Koos Malan sê altyd dat die praktyk word nie deur die reg geskep nie. Die reg word deur die praktyk geskep. Die vraag is nie wie gaan Orania toelaat om te groei nie, maar of die ondersteuners dit vinnig genoeg gaan sterker ondersteun. Natuurlik is daar baie onsekerhede wat so 'n projek betref, maar dit moet opgeweeg word teen die onsekerhede van die alternatiewe. Of anders gestel, die sekerheid dat byvoorbeeld baie van die bestaande dorpe nie volhoubaar gaan werk nie. Projekteer maar self vir baie van die bestaande dorpies 10 jaar vorentoe en dan besluit jy vir jouself. Daar is ongelukkig, dames en here, nie meer ideale oplossings oor nie. Die keuses is nou minder en moeiliker en duurder. En met duurder verwys ek nie net na geld nie, ek verwys dit aan hoeveelheid energie en arbeid en alles. Maar die onsekerheid van 'n suksesvolle selfdoen het beslis laer risiko's as die sekerheid van die mislukking van staatsdiens. Indien daar iets wonderliks gebeur en die ANC-beheerde dorpe begin beter presteer, is die suksesvolle ontwikkeling van 'n dorp soos Orania buitendien net toegevoegde waarde. Nou daarom sal ek graag al my voorstel oor die toepassing van Paul Romer wat u vanmôre die DVD gesien het, sy strategie, sal ek graag met u wil bespreek en probeer inweef in die werklikhede van die Suid-Afrikaanse grondwet, wetgewing en praktyke soos privaat dorpe wat al hier ontstaan het. Soos u vanmôre gehoor het Paul Romer se verbeeldingryke idee van vrystede die afgelope dekade 'n opskudding veroorsaak. En behoort dit verder ontwikkel te word onder 'n baie leerpunte bied vir almal van ons in Suid-Afrika. By solidariteit gebruik ons eerder die woord selfstandigheid as selfbeskikking vanweë laasgenoemde se politieke bagasie en onder die voorwaardes daarvoor nie nou volledig bestaan nie. Vrystede is stede wat onder 'n spesiale handves geregeer word en nie soos gewone stede aan al die wette onderhewig is nie. Dit is volgens selfverkose politieke en ekonomiese stelsels regeer en geniet afgewendelde selfbestuur wat dit vir hulle moontlik maak om pasklaar stelsels te ontwerp waar hulle beter besluite kan neem omdat die regerders meer in voeling met die plaaslike omstandighede is. In 2008 was 112 van Kalifornië se stede al vrystede, waarvan Los Angeles en San Francisco die bekendstes is. Die beste model van 'n vrystaat het jy vanmôre gehoor, is sekerlik Hong Kong, wat saam met Singapore as model vir China se vinnige ekonomiese ontwikkeling gedien het. Die Chinese leier en hervormer Deng Xiaoping het in die 80e jare 4 vrystede naby Hong Kong as loodsprojekte begin om te sien hoe die vrymarkstelsel in China kan werk. Na die sukses daarvan het hulle nog 14 sulke stede as spesiale ekonomiese sones begin en daarna die model oor die hele ooskus van China gekloon. Jy kan kyk op die nagfoto van die wêreld, kan jy ook sien die ooskus van China is baie meer liggies as in die westelike dele. Uiteindelik het China stad vir stad na 'n moderne staat ontwikkel. Onder die regerders van hierdie gebiede, beleggers, besighede en geskoolde werkers met hulle vernuwende ekonomiese en politieke stelsels nader gelok het. So die Vrystaatmodel van Hong Kong die lanceerplatform van die opkoms van China geword volgens die beginsel van een land, twee stelsels. Nou, Romer, wat 'n ekonomus in die Stanford Universiteit, het hy vanmôre sy voorstel gesien dat ryk lande vrystede op oop gebiede en arm lande al begin en dit dan onder 'n spesiale handves geregeer, omdat dit sorg vir beter regering en dan uiteraard ook beter politieke, ekonomiese en regsreëls wat daai stede vinniger laat ontwikkel. Sy doel is om hierdie model dan groter en na ander lande toe uit te brei, totdat byvoorbeeld 'n hele land naderhand beter regeer word. Nou, Romer se idees geniet steeds groot aanhang. Hy's reeds in 1997 as een van Times se 25 invloedrykste persone benoem en het in 2012 die tydskrif Foreign Policy se lys van 100 topdenkers in die wêreld gehaal. Sy lesing wat u vanmôre gesien het hom reg oor die wêreld sy idees bekend gemaak en talle lande is besig om sy idees te toets om die Hong Kong voorbeeld dan reg oor die wêreld uit te voer. Nou, sy grootste vertrekpunt is dat swak regering die grootste oorsaak van armoede, werkloosheid en omgewingskrisis is. En u lyk nie baie verbaas as ek dit vir u sê nie. Hy vergelyk die reuse verskille tussen lande wat gelyk begin het, maar in twee regeringsstelsels verdeel is, byvoorbeeld Oos- en Wes-Duitsland,
Noord- en Suid-Korea en natuurlik China en aan die een kant en Hong Kong en Taiwan aan die ander kant. Die enigste verskil tussen die voorspoed van die een en die ellende van die ander deel was die verskillende regeringsstelsels. Dit was lewende eksperimente wat die vraag of sosialisme kan werk vir altyd beantwoord het. Die Chinese leiers het Nes Roumer geglo dat dit te moeilik is om 'n hele land dadelik te verander en dat dit makliker is om met 'n stad as lewende eksperiment te begin. Hoekom? Want dit gee mense die vryheid om die nuwe stelsel te benut of om te bly waar hulle is. En is ook klein genoeg om proefnemings te doen voordat dit op 'n groter skaal uitgevoer en gekloon word. Roumer voel is vir my baie interessant, veral baie sterk daaroor dat dit te moeilik is om bestaande stede met gevestigde stelsels en lewenswyses te verander, omdat dit tot groot weerstand teen vernuwing kan lei. Daarom is sy voorstel dat dit beter is om eerder nuwe stede te ontwikkel wat van die begin af volgens die nuwe reëls dan gebou is. Kom ons kyk hoe kan dit op Suid-Afrika toegepas word. Die Suid-Afrikaanse regering het die Chinese eksperiment dit het nie ongesiens by hulle verbygegaan nie en hulle het in 'n afgewaterde vorm hierso probeer herhaal. In 2014 is die wet op spesiale ekonomiese sones deurgevoer en areas soos Kuga, Richards Bay, Oos-London en Saldanha Bay is as spesiale ekonomiese sones aangewys. Die gebiede het ongelukkig gemengde welslae vanweer die feit dat dit eintlik net gewone nywerheidsparke is. Daar is geen betekenisvolle aansporings of die reg om spesiale maatreëls in te stel om besighede, beleggers of innoverende nuwe projekte te lok nie, omdat daar op regeringsvlak te veel ideologiese verlamming is teen die voorstanders van die vrye mark en van sosialisme. Maar wat het in die praktyk gebeur? Privaat dorpe wat hulle self regeer, het vanaf die ou idee van 'n afgeperde straat wat jy vroeër gekry het, na eintlik selfbestuurde stede, die van u wat al gesien het hoe Steyn City lyk, dit het ontwikkel. Hierdie toenemende gewildheid van hierdie vrydorpe, wat soos ek sê, al hoe meer en al groter raak en al hoe selfstandiger raak, is te danke aan beter veiligheids- en ander dienste wat die regering aan burgers kan lewer. Hier maak die inwoners en of die ontwikkelaars in die praktyk hulle eie wette en val nie in dieselfde mate onder dieselfde reëls as die res van die land nie. Die vinnige opkoms van hierdie dorpe staan in die teken van 'n staat wat al hoe vinniger verswak en nie meer die basiese dienste bied tot bevrediging van diegene wat dit kan bekostig nie. Dis daai bekostigbare, dis wat die vangplek is. Dit is ook 'n vergestalting van mense wat vir hulle self wil besluit en nie so deur die regering soos politieke minderjariges behandel wil word nie. Dit is altyd my interessant van mense wat, ek het onlangs het 'n vrou van Stellenbosch geweldige klagtes gerig oor ons planne vir selfstandigheid en maar sy bly in 'n provinsie waar sy inspraak het in die regering, sy bly in 'n dorp waar sy inspraak het in die regering, sy was op die stadsraad, sy bly in 'n veiligheidsgebied waar sy oor haar eie veiligheid wil beskik, sy werk self haar eie krag op, sy beskik daaroor, sy het haar eie televisie, haar eie mediese fonds, sy wil oor niks hê, sy wil oor alles self beskik, sy wil nie dat oor meneer Zuma, die arme meneer Zuma oor niks van haar beskik nie, maar sy het klaar as ons praat van dat ons as gemeenskap oor onsself wil beskik.